Jouw favorite melks, kom miljarden zijn. Kom join zijn live met hier op TikTok. Want deze vibe en hier wil je blij. Moet niet lelijk, wees niet, want ons gaan je blok. Kom, ontmoet nieuwe mensen van overal, oor al die grenzen. Ja, dat is ons mensen. Daar's hy, tjoh! Dis amptelik 8uur. Julle, dis amptelik 8uur. Tyd vir episode 18 van Proe en Praat. Kan julle glo die tyd het al aangebreek? Dit is al episode 18. En tjoh, dis vir ons 'n groot voorreg om jou vanaand op Proe en Praat te kan hê. Hoe gaan dit, tjoh? Altyd bitter baie goed, dankie met jou. Baie goed, dit is 'n voorreg soos ek gesê het om jou vanaand op Proe en Praat te kan hê. Maar eers julle, voordat ons aangaan met hierdie awesome aand, gaan ons eers na die intro liedjie luister van Proe en Praat en daarna gaan ons aan met hierdie aand. Baie dankie julle. Let's go. Favorite melks, kom miljarden zijn. Kom join zijn live met hier op TikTok. Want deze vibe en hier wil je blij. Moet niet lelijk, wees niet, want ons gaan je blok. Let's go guys. Kom, ontmoet nieuwe mensen van overal, oor al die grenzen. Ja, dat is ons mensen. Woe, jongen, episode 18, let's go. Zet je landen bij elkaar, want ons is nog niet klaar. Jouw favorite melks, kom alles zijn naam. En ik kan ons nou lekker samen. Kom, ontmoet nieuwe mensen van overal, oor al die grenzen. Ja, dat is ons mensen. Let's go guys. Daar's hy julle, weer eens 'n hartlike goeie aand van my af, jou favorite Mark Skommel. En ons gas vir vanaand is niemand anders as Chal, musiek nie Chal. Vir die mense wat nog nie jou ken nie, hier is vir julle so 'n kort voorstelling. Vanaand se gas is 'n redelike bekende TikTok persoonlikheid. Hy kom vanuit Nigel, Gauteng. Hy is 'n jong opkomende sanger. Hy is besig met sy eerste oorspronklike original en hy probeer sy stempel in die Suid-Afrikaanse rockbedryf los. 'n Interessante feit oor hom is dat hy 'n swart belt is en 2 keer wêreldkampioen in kickboxing was. Nou kyk, ek wil nie met so iemand sukkel nie. Joel, hoe voel jy oor vanaand? Ek's redelik opgewonde. Ek het lank gewag vir die. Ons het. Ek gaan met hierdie kans gaan ek nou vir jou die verhoog oorgee. Baie dankie. Asai. Is dit nie mooi nie? Hoe die see elke keer die sand wil soen, al word dit weggevee. Is dit nie mooi nie? Net ons twee. Jy bly in my kop as ek jou lankal uit moes weer. Ek het alles, maar ek het niks, ek het alles, maar niemand mis, ek het alles. So wees gerus, ek het alles sonder beheer. Kan jy my sê
Hoekom met elke plek waar ek gaan is daar net 'n uur oor? Asof hulle my nie soek nie, so ek gaan in my kop is op, maar my oë is toe, en ek hou dit so met gebed wat sloer. As my oë toe bly, gaan ek hemel toe. Ek het dans, maar ek het niks, ek het dans, maar iemand mis, ek het dans. So wees gerus, ek het dans sonder beheer. Ek het dans, maar ek het niks, ek het dans, maar iemand mis en dit is dalk geskiedenis, maar ek is in beheer. Ek het dans, maar ek het niks, ek het dans, en net jy mis en ons is dalk geskiedenis, maar ek is in beheer. Ons het geen beheer. Baie dankie Charles, dit was uitstekend en dit was een van jou eie oorspronklikes, né? Nee, daai was 'n cover van een van my heroes in die rockbedryf, Zaan Sonnekus. Cool. Baie nice song en jy het hom uitstekend gedoen. Julle nou vanaand se geek, dit wil sê ons topik vir vanaand is rockster lewe. En ek en Charles gaan bietjie daaraan proe en dan gaan ons daaroor praat. So met dit gesê, Charles, gaan ons wegspring met ons eerste vraagie waar ek en jy gaan gesels. En julle in die comments gesels asseblief saam met ons. Ons eerste enetjie wat ons gaan stil staan, Charles, is wat beteken dit vir jou om 'n rockster lewe te leef? Wel, 'n rockster leefstyl is nie noodwendig oor die musiek of die kuier of die maalgoed gewoonlik wat geassosieer word met 'n rockster nie. Maar 'n rockstar oor die algemeen sal ek sê is vryheid. Die vryheid om te doen wat jy wil, te sing wat jy wil, te sê wat jy wil, te gaan waar jy wil. Die hoofdoel van 'n rockster leefstyl is die vryheid wat daarmee gepaard gaan, meer as enigiets anders. Vir my beteken dit om 'n luukse lewe te leef as ek dit so kan stel. Om baie bekend te wees. Jy het alles wat jy wil hê en waarna jy smag. Dit is die lewe. Ons tweede vraagie, Charles, kan iemand 'n rockster lewe leef sonder om beroemd te wees? Wat dink jy? Ja, ek meen ek's lewende bewyse daarvan. Ek is nou nie die grootste of die beste of die mees bekendste sanger daar buite nie, maar ek probeer tog my stempeltjie los op die rockbedryf. En dit gaan nou maar daarmee gepaard is, soos ek sê, om daai vryheid van die leefstyl te leef, om die image te uphold, as ek dit so kan stel, van rockstar. Ek gaan ook definitief saam met jou stem op die en ook sê ja, ek dink so. Jy hoef nie noodwendig beroemd te wees om 'n rockster lewe te leef nie. Ek meen daar is baie mense wat goed welaf is, wat nie eers beroemd is nie, maar hulle lewe definitief die lewe, of soos ons sê, 'n rockster lewe. Ons derde vraag, Charles, wat dink jy is die grootste mite oor die rockster leefstyl? Ek dink die grootste mite is dat dit maar eintlik 'n rowwe klompie mense is. Wat eintlik nie die geval is nie. Ek meen, ek het so ruk terug toe ek saam Zaan Sonnekus opgetree by Malbro. En dit was die hele band Zaan. Dit was die grootste klomp sweethearts wat ek in my lewe nog ontmoet het. Almal was vriendelik en aangenaam. En ek meen, as jy gaan kyk na mense soos die Fok of Polisiekar band ook, dis almal die grootste klomp sweethearts wat jy in jou lewe sal ontmoet. Ek dink die grootste mite is dat hulle maar die scary party animals is. Ek my nou nie verkeerd verstaan nie. Ek dink eintlik meeste van ons is, maar ons is nou nie so scary soos wat ons hoor. Ja.
vir my is dit daar die feit dat dit lyk of alles altyd net goed gaan en dat jy as persoon altyd gelukkig is. En want jy het mos alles, so dit is wat saam met dit gepak het. Jy het mos alles, so hoekom wil jy ongelukkig wees? Maar op die ou end van die dag dink ek die grootste mite oor 'n rockster leefstyl is dat jy bly tog 'n persoon en jy het nog steeds gevoelens. So jy het nie altyd sulke wonderlike dae nie. So Kyk. dis wat ek dink. Daai is maar waar wat jy sê. Ek dink baie mense kyk vas in die ikoon van die persoon op die verhoog. Ja. En baie kere vergeet hulle maar eintlik. Dit is eintlik ook net 'n mens wat Ja. geslaap vir die aand opstaan in die oggend, 'n koffie geniet wanneer hy wil. In ons geval is dit dalk maar 'n bier of 2. Maar ons is eintlik ook maar net mens. Definitief. Nou met hierdie geleentheid gaan ek vir jou los, Joel, dat jy vir ons een interessante feit deel oor 'n rockster lewe. So 'n interessante feit oor 'n rockster lewe is dat ons almal het maar eintlik 'n guilty pleasure en meer kere as nie is dit om musiek te luister wat nie rock is nie. Ek dink meeste van ons as rockkunstenaars en mense in 'n rockster leefstyl is eintlik maar 'n groot Swiftie. Ons almal as ons daar in die kar klim, sit ons dit eintlik bitter sag dat niemand hoor nie. Maar ons almal jam daar so op 'n Taylor Swift song. Goeie een. Enetjie wat ek met julle gaan deel sê meer mite as werklikheid. Wanneer jy sê rockster lewe, dink baie mense aan luukse karre, wilde partytjies en roem. Maar die meeste professionele musikante het bitter min tyd vir partytjies. Hulle spandeer baie meer tyd aan oefen, reis, bemarking en administrasie. Ja. Ons vierde vraag, Joel. Julle hier's 'n paar interessante dinge hoor. Ons vierde vraag, dink jy sou die roem wat saam met 'n rockster lewe kom geniet? Definitief. Ek dink dit is iets wat vir almal gemaak is nie. Maar ek dink is wel iets wat ek bitter baie sal geniet. Kyk, en dit het al 'n paar keer gebeur wat ek op 'n plek is wat iemand sal vra, is ek die persoon wat sing op TikTok of hulle 'n foto kan neem. Ek het al mense gekry wat vra vir 'n handtekening. En dis 'n lekker gevoel want dit wys daai werk wat jy insit. Die moeite en die werk en die tyd wat jy insit, maak nie saak hoe moeilik of hoe lank dit nou vat nie. Dit kom tot op 'n punt. En daai beroemdheid is jou bewyse, jou tangible bewyse dat jy regtig wel iewers kom. Definitief. En ek stem saam met jou en ek kan saam met jou praat hierso. Ons was so by 'n ruk terug was ons by so 'n rugby stadion en sonder dis wat ek vir iemand laas ook gesê het, sonder dat 'n mens eers agterkom en besef, is daar mense wat jou dop het. En ek loop so en iemand sê, "Hallo melkskommel." Ek sê, "Wat? Hallo melkskommel." Ek stem saam. Daai gevoel kan jy nie beskryf actually vir iemand nie, soos dis 'n lekker gevoel. Dis awesome. Maar Dis awesome verby. Om terug te kom by die vraag, ek gaan hierso 'n 50-50 gee, 'n ja en 'n nee. 'n Ja, want dit sal my baie daardie vryheid gee om alles te doen wat ek graag wil doen. En nee, want elke beweging en aksie van my gaan dopgehou word deur die publiek. Sien, veral met vanaand se topik as 'n rockster. Ja, Baie keer is ons is nou maar bietjie partykeer aan die rowwe kant van die spektrum. So dis meeste van die tyd die slegte goed wat my in die huisgenoot opeindig. ja. Media 24. Nee. Ons vyfde vraagie. Wat dink jy trek die mense aan na die beeld van 'n rockster? Vryheid. Definitief die vryheid. Ek dink enigiets te doen met 'n rockster leefstyl. Of dit nou is oor die karre wat 'n mens kan ry of die huise wat 'n mens het of die feit dat jy na niks smag nie. Dit is die vryheid van die situasie. Ek dink dit is, soos ek sê, die vryheid om te kan gaan waar jy wil, doen wat jy wil, sê wat jy wil, sing wat jy wil.
Daai vryheid is wat die mense aanlok, want almal sit vas in 'n werk. Tot ek het 'n day job en party oggende dan dink jy oor moet ek nou regtig en daai idee van om in 'n bussie te kan klim met 'n band en 'n klanktoerusting en na die volgende show toe te ry. Daai vryheid is unmatched. Ek gaan sê dat alles soos maan skyn en rose lyk, alles loop reg en niks loop verkeerd nie, dat alles in plek is en dat daar geen gesukkel is nie, maar in werklikheid is dit nie noodwendig die geval van 'n rockster se lewe nie. Ons 6de vraagie, dink jy sosiale media maak dit makliker om 'n rockster lewe te leef? Definitief. As jy gaan kyk na meeste van jou kunstenaars wat beroemdheid nou ontvang het en of dit nou in die rockbedryf is of country of Afrikaans, meeste van die mense vandag het begin op sosiale media en sonder daai sosiale media sou hulle nie die rockster leefstyl gehad het wat hulle gehad het nie. As jy soos in die ou dae waar jy demos moes instuur en hoop en bid iemand gaan jou die pad vat nie. In vandag die tyd as jy besluit jy wil dit doen, kan jy dit self doen deur sosiale media. Ek gaan weer 50-50 op die dingetjie gee, ja en nee. En ja, want sosiale media gee jou meer publisiteit, dat mense van jou begin gaan weet. En nee, ek dink sosiale media skep 'n valse beeld soms vir ons van hoe 'n rockster se lewe lyk, en hoe dit is om 'n rockster lewe te leef. Want dis nie altyd hoe dit aan ons voorgehou is, hoe dit dan in die werklikheid is. Joel, by hierdie geleentheid, ons tweede interessante feit wat jy met ons gaan deel oor 'n rockster lewe. Hierdie was nie soveel oor 'n rockster leefstyl nie, maar die rockbedryf, dat die elektriese gitaar wat die instrument is wat die meeste geassosieer word met rockmusiek, was originally nie gemaak vir rockmusiek nie. Dit was gemaak om normale musiek aan te pas, om 'n gitaar te hê wat hard kan wees saam met die dromme en 'n klavier en die mense wat sing. Dit was gemaak as 'n gitaar en die eerste amp het hulle stikkend gesteek. Die eerste amp het geval en het 'n gat ingekry. En dit is waar die distortion vandaan gekom het. En die eerste rock tone, so te sê, vandaan gekom het. Wow, dit is baie interessant, actually. Ons tweede interessante feit wat ek met julle gaan deel is 1960s gewildheid. Die beeld van die wilde rockster het veral in die 1960s en 1970s gewild geraak. Toe sommige bekende groepe bekend was vir hotelkamers wat verniel is, buitensporige partytjies en algemene rebellie. Dit het later deel van die rock and roll kultuur geword, maar is deesdae 'n ongewilde aspek verlede van die industrie. Baie interessant. Ons 7de vraagie, Joel, maar voordat ons by nommer 7 kom, wil ek aan elke kyker sê baie dankie vir julle taps. Ons waardeer julle opreg. Dankie dat julle saam met ons kuier vanaand. Ons waardeer opreg. Ons 7de vraagie, Joel, wat is die mees rockster ding wat jy nog ooit gedoen het? Die vraag van my fans hierso. Ek sal sê definitief rockster leefstyl. Was toe ek saam aan hulle in Malbroer was, dit was seker die grootste oomblik vir my lewe dusver, is om 3-4 000 mense voor jou te hê wat saam met jou sing woord vir woord aan jou lippe hang. Dit was awesome verby. En dan persoonlike lewe gewys, gaan nou nie in detail ingaan nie, maar was definitief 'n arrestasie. So as die huisgenoot hande daarop kry is ek vir toe die moeilikheid. Wil ek kyk die huisgenoot nie. Oh. Asseblief nie. Die mees rockstarste ding wat ek al gedoen het is, ek het vir mense opgetree en gesing. Dit is die mees rockstarste ding wat ek al gedoen het. Okay. Ons as 'n vraagie, Joel, wat is een leksheid
wat jy dink elke rockster in die geheim geniet? Jo, ek dink weer eens tyd. Ek dink ons almal het 'n sagte spot, maak nie saak wat jy sê nie. Ons almal sal iewers, ons sal voor die ander mense sê, niemand hou van Taylor Swift nie, dis terrible, sê dit. As jy draai alleen in daai kar toe op 'n lang pad, nee. En 'n Taylor Swift liedjie begin sing, dan jam jy sal. Daai is een liedjie wat ons almal in geheim, diep in geheim geniet. Diep in geheim geniet. Ek gaan sê om hulle self by 'n hotel of gastehuis in te boek, 'n bietjie te ontspan en 'n lekker verversingkie, soos wat jy gesê het, 'n bier of 'n brandewyntjie te geniet. Ja. Nou praat. Ons negende vraagie, Joel, wat is vir jou belangriker, talent of charisma? Vir my ek dink ek gaan nie so sê dis 'n 50-50, want sonder charisma gaan jou talent niks beteken nie. Maar as jy charisma het sonder talent, gaan dit ook niks beteken. Jy moet charismaties genoeg wees om daai talent te kan gebruik, daar buite te sit, voor die regte mense in te klim en jouself daar buite te sit vir mense om te ontdek. Of dit nou is in musiek, of dit nou is in sport, of jy akteur wil wees, of al is dit by jou werk. As jy nie charismaties genoeg is nie, gaan jy nie jouself in die posisie sit vir daai promotion nie. Maar ek dink ook, sonder die talent, en jy's charismaties, gaan dit ook nie veel help nie, want jy kan charismaties wees soveel soos wat jy wil, maar sonder die talent, it's not gonna happen. Definitief, ek stem baie saam met jou 100%. Beide talent en charisma is vir my ook ewe belangrik. Charisma kan jou help om meer jou natuurlike self te wees en dit kan definitief 'n bonuspunt wees vir jou talent. Want dan gaan jy nie terughou nie en teruggetrokke wees nie, maar jy gaan full out gaan en jou alles gee. En jy gaan daai passie uitleef. Daarom sê ek ook albei is belangrik. Joel, ons laaste feit. Gooi hom vir ons asseblief. So, die eerste rockband, of geklassifiseer as rockband, was Black Sabbath. So, ons eerste major rockstar is eers laas jaar oorlede, en dit was Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne, sal ek nie sê is die geboorte van rockmusiek nie, maar hy was tog wel die eerste rockster. So, Ozzy was die begin, en laas jaar is dit nou die einde van die eerste. En hoe sê daai sê ding? Een se dood is die ander se brood. Ek moes op 'n manier die opportunity kry. Definitief. Ons laaste feit wat ek met julle gaan deel. Alles wat blink is nie altyd goud nie. Bekende musiekpersoonlikhede bring dikwels ure op vliegtuie, in busse en agter die verhoog deur met min privaatheid. Van buite af klink groot toere glansryk en bewonderend, maar vir die toelede is dit selfde so. Hierdie werk veg opofferings in die vorm van persoonlike privaatheid, baie ure van daaglikse oefen en interaksie met aanhangers, sowel as menigte borge. Baie borge wat betrokke is, en die fans, jy moet die fans gelukkig hou, jy moet ek die handtekeninge daar so gee. Ek sit eerder met die fans as wat ek sit met die borge. Ek dink hulle kan maar partykeer vulkaat wees. So, Ja. Sorry. Nee, jy mag, Joel, jy mag net jouself wees. Ons sê my eers. Yes. Nee, genade. Dis nog nie die enigste verrassing nie. Yes. Ons 10de vraagie, Joel, sou jy ooit leibwagte wil hê? Ek dink hierdie is ook 'n 50-50. Ek sal die langste of die grootste of die sterkste ou nie. En ek het maar die geneigtheid om ek sou ook nie op my werk geval nie. So ek sê maar ding soos dit is.
En partykeer vryf het mense maar bietjie verkeerd op. En ek dink 'n kort leibwagte of ek hulle nou wil hê of nie. Maar ek dink dit is iets wat baie vinnig onpersoonlik kan raak. Ek meen as 'n fan jy wil kom groet of 'n aanhanger jy wil kom groet. Ek dink dit is baie intimiderend en ek dink dit skrik hulle baie af. Ek gaan nie na iemand toe wil loop as ek weet hierdie 6'7" ouetjie agter hom. Dis daar om mense soos my weg te hou. Nee, ek stem saam met jou. Ek sal ook nie daar so 'n persoon toe wil loop. Ja. So ek soek hulle, maar dink ek gaan hulle kom. Vir my is dit nee, maar net as ek soos regtig baie bekend is, dan sal ek leibwagte wil hê. Anders dink ek nie dis nodig nie. Is dit regtig nodig nie? As jy nou iemand soos freaking Justin Bieber is, ja. Maar ek moet wel sê ons Suid-Afrikaanse kunstenaars, hulle almal is super. Ek meen jy kan 'n keer Darren vasloop in 'n mall. Ja, Die leibwag. Hy staan so, hy is ook net niks. definitief. Dis baie waar wat jy sê. Ons derde laaste vraagie. Sou jy jou eie handelsmerk begin? Watter produk sou dit wees? En wat sou jy dit noem? Ek dink nie soveel 'n produk nie. Maar ek dink as ek 'n handelsmerk moet begin, sal ek 'n vloekwoord copyright en ek sal hom op alles plaas. T-shirts, hoedens, bekers, kar stickers, you name it, hy's daarop. En ek sal daai vloekwoord op gitare, dromme, mikrofone, daai vloekwoord sal oral wees. Jy sal 'n braai koop met 'n vloekwoord op. Daar's hy. Ek like dit. Dit sal my handelsmerk wees. Baie interessant, daar het julle dit. Vir my, ja, ek hoef nie my eie handelsmerk te begin nie. Ek het reeds my eie handelsmerk, weer produksies, ek doen video editing, bemarking en al daai klas van dinge. Maar die feit is, ek het dit reeds. Ons 12de vraagie, Amjol. Is die vinnige karre, luukse leefstyl en maklik bekombare metgeselle 'n gejaag na wind? Of dink jy dit kan in 'n volhoubare leefstyl omskep word? Ek dink tot 'n mate, as jy dit met die regte mense deel, as jy die regte vriende en die regte familie om jou het wat daai leefstyl saam met jou deel, ja. Maar dit help nie jy jaag daarna net om dit te hê vir jouself. Ek meen as jy gaan kyk na Francois van Cooke wat arguably die grootste rockkunstenaar is in Suid-Afrika. Hy het nou die dag op 'n onderhoud gesê. Hy het nou onlangs eers getroud, onlangs eers begin settle en 'n kind gekry en hy wens hy het dit voortgedoen. So as die grootste van die groot sê dit was halfpad eintlik nie worth it om dit alleen te doen. Sal ek sê nee. Jy jaag na wind as jy nie die regte mense het wat dit saam met jou deel. Definitief. Ek dink dis alweer 50-50 vir my, beide. As 'n mens sonder deeglike beplanning dit net blindelings najag, kan dit nie volhoubaar wees nie. Dan is dit net 'n gejaag na wind. Maar met deeglike beplanning en versigtige keuses kan dit 'n natuurlike volhoubare leefstyl word. Hang af wat jy daarvan maak. Yes. Ons laaste vraagie, Charles. Die is ook baie interessant. As jy 'n tradisionele rockster was, wat sou jou stage naam gewees het? Ek dink ek sou maar stiek met Shaal Botha. Ek dink is baie uniek en ek sal graag as ek 'n tradisionele rockster was, dan sou ek world famous wees, nie net Suid-Afrika famous nie. En ek dink ek sou nogal gelike het om te hoor hoe die Amerikaners sê Shaal. Ek dink hulle sal my naam geboetjie het. En daar's nie 'n manier wat 'n Amerikaner op 'n Brit buite is wat Shaal Botha reg gaan sê nie. En ek sal dit hou net om hulle te spyt.
ek en jy het iets in gemeen, Joe. Ek net bly by jou favorite melkskommel. Ja. Kry 'n freaking Amerikaner wat gaan sê jou favorite melkskommel. Dit is nog erger as nou dood. Ai. Definitief. Nou, dit was dan ons vrae vir vanaand. Nou, dit bring ons by ons volgende skepie van Praat Show en dit is 'n bietjie die fun en games. So dit bring ons by ons eerste kort speletjie vir vanaand. En hierdie speletjie se naam is die Dealbreaker or Not. En ons gaan hom speel in die weergawe van Sy is 'n 10. So ek gaan vir jou 'n stelling gee en dan moet jy net vir my sê, is dit 'n dealbreaker vir jou of is dit nie? Okay. Ons eerste een. Sy is 'n 10, maar sy soek voortdurend die spotlight. Op sekere tye, ja, maar as dit die heeltyd altyd is, ja, dan sit 'n dealbreaker. En ons kan nie limelight deel. Ek wil ook graag bietjie die son op my kop hê. Hy's daar druk na soek. Definitief. Ons tweede enetjie, maar Dis sy wat nie. Jan daar sê, rooi kaart vir dan. Hy's 'n rooi kaart. Daar's hy 'n rooi kaart. Hier kom hy rooi kaarte, maar ek dink hy's al baie rooi kaarte. Ons tweede enetjie, maar sy het duisende followers wat haar gedurig DM stuur. Nee, man. As iemand my vrou kan steel dan kan jy hom maar nou mos vat. Ja. Ons derde enetjie, maar haar loopbaan kom altyd eerste. Dit hang af. Eerste in die opsig van as hy dit voor familie en kinders gaan moet sit, dan nee, dan sit 'n groot dealbreaker. Maar as dit wel gaan tyd los vir 'n familie, die kinders en tyd saam spandeer, dan sit jy. Ek meen jou karier is belangrik, fokus daarop. By jouself ook op. Maar as dit al is, as jy 'n workaholic gaan wees dan is dit 'n bietjie van 'n dealbreaker. Ons vierde enetjie, maar sy word oral herken waar sy gaan. Dit hang af hoekom. As dit as gevolg van is Charles se vrou. Dan sit mos nou obvious. Ja. Ek dink ek gaan die fifth plead op daai ene en ek gaan die skip knoppie druk vir die volgende een. Ons volgende enetjie, maar sy leef 'n uitspattige leefstyl. Ja. Nee. Go for it, join. Kom. Ons sal saam uitspattig wees. Saam uitspattig pragtig. Daar's hy. Ons sesde enetjie, maar sy deel baie van haar persoonlike lewe aanlyn. Nee. Hy's 'n groot dealbreaker. 'n Persoonlike lewe is persoonlik vir 'n rede. Hou dit persoonlik. Moenie sulke goed nou gaan staan en doen nie. Maak nie saak of jy nou self in 'n industrie is wat baie attention bring nie. Moenie nie dit gaan staan en doen nie. Nee. Definitief, ek stem saam met jou. Ons sewende een, maar sy plaas alles wat sy doen elke dag op sosiale media. Ja, ek doen ook maar dieselfde. Ek wil elke dag daarby uitkom. Go for it. Dis solank dit die persoonlike lewe is. Dan Daar kom hy dui. Solank dit die persoonlike lewe is. Ons agste vragie of agste stelling, maar sy koop luukse goed sonder om 2 keer te dink en sê dis deel van haar image. En om dood eerlik te wees, dit klink soos iets wat ek sal doen. My budget vermoë is nou nie die beste nie. So ek mind dit glad nie.
Ek wil net kan eet en 'n dak oor my kop hê en die res spandeer maar soveel soos wat jy wil. Solank jy hier in die kos betaal is, maak dit mos nou nie saak nie. Daar's hy. Ons tweede laaste enetjie, maar sy dring daarop om die middelpunt van aandag te wees. En jy kan nie altyd al die aandag verg nie. Dis 'n groot deelbreker daai. Jy moet tog laat ander mense ook bietjie die spotlight ontvang. Dit kan nie altyd oor jou gaan nie. Definitief. Ek stem saam. Ons laaste een, maar sy slaap meer in hotelle as by die huis. Ja, deelbreker. Weer eens, as dit op toer is, sal my of wat ook al, dan is dit 'n ander saak. Ek dink as ek die dag op toer sal ek my vrou saam pikkel. Dink ek sal alleen Ja. by die huis. Dis 'n bietjie swak styl. Maar as ek nie toer nie en jy gaan slaap elke aand in 'n hotel, wat gaan soek jy daar so alleen? Dit mos nou suspicious. Ja, nee, wat gaan soek jy daar? So 'n goeie vraag. Nee, deelbreker. Nou dit bring ons by ons groot speletjie van Pro en Praat. Chill. Ek dink jy moet nog 'n slukkie van dit vat wat jy drink. Is daarom 'n koeldrank, ek weet die kok is dan nie lief vir 'n bier of 'n brandewyn nie. Dit is Chill. responsible. As jy gereed vir hierdie groot speletjie? Ek is altyd gereed. En hierdie speletjie se naam is Skommelsaam. Oei, jee. Jean gaan nou vir jou 'n rooi kaart gee. Jean gaan nou vir jou 'n rooi kaart gee. Rooi kaart, papa. Rooi kaart, melkskommel, rooi kaart. So julle hoe Skommelsaam gaan werk is beslis nie hoe dit klink nie. Julle kan vir my rustig raak. Daar's jou rooi kaart. Daar's wat ek my rooi kaart ontvang van John. So hoe Skommelsaam gaan werk is as volg. Daar gaan 6 kategorieë wees: 'n houer, 'n geur, toppings, stroop, vulsel en afronding. So ek en jy gaan 'n melkskommel maak. En ons gaan dan vir ChatGPT vra om hierdie melkskommel aan mekaar te slaan. Jy moet 3 uit hierdie kategorieë kies. Watse 3 gaan jy kies? Ek dink ek sal die geur, die topping en dan kan jy vir my een kies. Kom ons los dit aan John. John, ek dink watter ander een kies jy vir Charles? Niks. As hy shit. Die middel. Met suiker. Ai. Nee, dat kan nie. Dis altyd. Seker niks. 'n Stilmond is 'n heelmond. Ja, dis gewoonlik so. So Charles, hoe wil jy ek kan nie. Ai. So Charles, ek dink ek gaan vir jou los om die vulsel te kies ook van hierdie melkskommel. Okay. So kom ons begin. Jy het gesê geur, so hoe wil jy die geur van hierdie melkskommel hê? Ek is 'n sakker vir enigiets strawberry. So kom Enigiets ons gaan met strawberry. Cool, dink lekker. Wat se toppings vir hierdie melkskommel? Dis 'n marshmallows. Marshmallows. En wat se vulsel vir hierdie melkskommel? Amper sê ek marshmallows. Kom ons gaan strawberry slices. Strawberry slices.
Daar's hy, terwyl my geliefde in die agtergrond besig is om vir ons hierdie lekker melkskommel aan ChatGPT aan mekaar te slaan. Chill, bring dit ons by ons laaste skeppie van Pro en Praat en dit is die Q&A afdeling. Maar voordat ons dit daarin gaan ek weer die verhoog aan jou laat dat jy jou talent gebruik. Baie dankie. Daar's hy, Charles. So, hierdie is 'n original song. Hierdie is die eerste een wat so te sê teen die einde van volgende maand gaan release en julle is die eerste mense wat dit hoor. So laat weet my wat julle dink. Kan ek die sleutel kry vir die ketTINGS wat jy my so graag mee vasmaak? Kan ek die kode kry vir die boksie wat jy my so graag in plaas? Ek sal sê hoe die skade ons verraai of die wêreld daar buite te veel gaan raak. Volk ek kort 'n Red Bull in my passeraad 22, maar ek voel 30 en alles om my voel so onwerklik. Dis nie dat ek dit nie waardeer, hoe geniet mens lewe as die norm jou keer. 22, sit met beperkings, minder slaap, net 'n bietjie krapmerke, net 'n chaos leer mens beheer. Dit voel so goed, maar dit maak so seer. Kan jy my hoor? Of kort ek 'n megafoon as ek my hart wil uitpraat? Jonk en impulsief, dondronk mal en te verlief op sprokies wat nie bestaan. Ek sal luister as die duiwel praat, as hy sê hoe die skade ons verraai as die wêreld daar buite te veel gaan raak. Volk ek kort 'n Red Bull in my passeraad 22, maar ek voel 30 en alles om my voel so onwerklik. Dis nie dat ek dit nie waardeer, hoe geniet mens lewe as die norm jou keer. 22, sit met beperkings, minder slaap, net 'n bietjie krapmerke, net 'n chaos leer mens beheer. Dit voel so goed, maar dit maak so seer. En hoe kan ek myself verloor? Almal om my neem net voor. Dis dieselfde kaak oor en oor. Ek luister maar my punkmusiek wat niemand wil hoor. 22, maar ek voel 30 en alles om my voel so onwerklik. Dis nie dat ek dit nie waardeer, hoe geniet mens lewe as die norm jou keer. 22, maar ek voel 30 en alles om my voel so onwerklik. Dit maak so goed en dit maak so seer, hoe kan ek dit dan beheer? Baie mooi, Charles. Julle kan nie wag as hierdie volle lied drop nie. What a tune, ek dink hy gaan loop so stroot. Bitter baie dankie. Bitter baie dankie. Jy sing net feite op feite in daardie liedjie. Wel kyk, ek self is nou 22, maar met hierdie haarlyn voel ek self 30. Dis nou jy van daai ding hoor. Ja. Julle, dit bring ons by ons laaste afdeling, Charles, en dit is die Q&A vragies. Ons eerste enetjie, jy kom vanuit Nigel. Hoe ervaar jy die vibe van daai hoekie van die wêreld? Vir enige iemand wat nou al gedink het om Nigel toe te kom. 'n Kort beskrywing van die dorp is, hier is 'n bottelstoor, 'n Spar en 'n McDonald's, 50 kerke. That's it. Daar is niks. Moenie. Spaar jouself. Gaan eerder Pretoria toe, dis baie beter. Ek beloof vir jou. Dit is reg. Nie om sleg te praat nie, dis nou nie my gekiesde dorp nie. Ons tweede vragie. Sorry, Jean is doodreg en hy's bitter baie goeie vriende. Dis die enigste positief van hierdie dorp.
Ons tweede vraagie, Charles, as 'n opkomende sanger, wat sou jy sê is die grootste hindernis wat opkomende kunstenaars soos jy moet oorkom? Om daar buite te kom, om genoeg oë op jou te kry. Dit is, jy kan die beste kunstenaar, sanger en skrywer wees. Maar as jy nie die regte of genoeg oë op jou het nie, gaan jy sing totdat jy blou is en jy gaan skryf totdat jy blou is. Die grootste hindernis is, it's not what you know, but it's who you know. Jy moet iewers 'n kontak bou met iemand. Definitief, jy moet daai kontakte hê. Net so. Ons derde vraagie, die rockmusiekbedryf is 'n plek waar jy jou stempel wil laat. Kan jy kortliks beskryf waar jou passie vir rockmusiek vandaan kom? My passie vir rock is maar nog daar vir so lank soos wat ek regtig kan onthou. Maar ek dink dit kom maar eintlik maar van my ma se kant af. Ek meen sy het altyd 'n rock set of 'n Bon Jovi in die kar geluister en gespeel. En even kom ons sê maar soos Ray Dillon se vroeë musiek soos Okay Stop Die Lorry. My liefde vir rockmusiek is maar nog altyd daar so, of dit nou metal is en of dit nou ietsie silly soos Okay Stop Die Lorry is. Maar eers onlangs het ek regtig groot liefde in dit gevind met Zaan Sonneke, se Fokker polisiekar en dit was fantasties. Toe het ander mense my weer blootgestel aan ander bands soos wat uit die MK daar uitkom, soos Van Tyd Af en FL, die regte ou rou Suid-Afrikaanse rock. Ja, Daar het dit net vlak geval. cool, baie cool. Ons tweede laaste vraagie, kickboxing en sang is twee vaardighede wat wêrelde uitmekaar is. Waarom het jy gekies om sang jou fokus te maak? Ek op my derde wêreldkampioenskap. Toe verloor. Nou nie verloor nie, maar ek het nie gewen nie. Ek was halfpad uit my titel uitgecheat. En ek het maar net daar besluit ek gaan nie aangaan met dit nie. En al wat ek regtig nog gedoen het op daai tyd as 'n hobby was maar musiek. En van daar af het ek begin skryf en begin meer fokus op my gitaar en dis maar van daar af wat musiek my hoof fokus geword het. Ons laaste vraagie, Charles, jy is 2 keer wêreldkampioen in kickboxing. Kan jy vertel hoe dit voel om nie net 1 keer maar 2 so 'n hoë prestasie te behaal? Ook. Absoluut. Maar nee, daar's nie ander woorde wat dit maak kan beskryf. Dis 'n eer en jy maak bitter baie goeie vriende, jy bou weer eens baie goeie koneksies, maar daar is niks so lekker soos 'n wen nie. As jy op die einde van die dag op die kruit staan en jou hand word in die lug opgelig, dit is die beste. Definitief, ek kan net myself indink. Nou is julle gereed om hierdie lekker melkskommel te sien wat ons aan mekaar geslaan het? En hierdie melkskommel se naam is the Strawberries and Cream Supreme Milkshake. En sy resep gaan na hierdie aand op my blad beskikbaar wees. So, as julle hierdie melkskommel wil laat wen, moet julle hom gaan like, want die melkskommel met die hoogste likes op my blad maak ons op ons eksklusiewe episode van Pro en Praat self fisies daardie aand. So jy wil dit nie mis op die 14de September gebeur, al daai lekker van aksie. So asseblief, gaan like, hier kom die melkskommel. Ciao, daar's ons melkskommel! Dit lyk kaak lekker. Yes, jy sal my mos diabetes gee met daai ding. Yes. Hoeveel uit 10 gee jy vir hierdie melkskommel, Ciao? 10 uit 10. Daar's hy julle. Daai lyk bevolk. Ek is 'n sakker vir strawberry. So daar's pink marshmallow, strawberries en strawberry milkshake. Nee. En dan sal nog 'n rockgitaar. Kyk nou net. Nee, wat? As daai milkshake nie wen nie, nee.
Ek beloof jy, ek stryk. Ons gaan stryk. Nou julle tans, julle het actually die likes hierso. Ek hoop ek het dit nog nie naby my, maar tans is episode 5 se Max Kommel die een wat voorloop. Nou julle as julle hom wil laat wen, nou episode 5 net gou vir julle agtergrond te gee. Episode 5 se is 'n chocolate Max Kommel. Kan julle asseblief gaan like? Soos Chong sê, hy hoop jullie een wen. So come on julle, moet nou nie disappoint nie toe, gaan like, dis verniet. As dit die geval is, en my melkskommel wen, sal ek seker maak om persoonlik vir elkeen een die ingredients te stuur, al moet ek dit freaking met poeder doen, dat julle elkeen 'n milkshake kan kry. Daar is hy julle chill, by hierdie geleentheid gaan ek weer die verhoog aan jou los, om die laaste liedjie vir ons te doen. Baie dankie! Bitter, baie dankie. Hierdie is my tweede original, met die naam Sweef. Ek hoop julle geniet hom. My vingers bloei teen die staal op my gitaar, en my hart die pen op my papier. Daar's soveel water wat in die see kon vloei, maar ek weet dis nie meer moontlik nie. En ek sou terugdink na die goeie ou dae, en ek sweef op die gevoel. En ek sweef op wat jy doen. Ek sweef op die gevoel. My knie is lam en my hande is al moeg, en my longe toegeteer hier waar ek sit. Suggestief brand die hel hier binne my, ek vir jou uit, al maak dit seer. Ek wat my kamers deur mekaar, en ek sweef op die gevoel. En ek sweef op wat jy doen. Ek sweef op wat jy doen. Uitstekend, Joel. Ek kan net imagine net op daai, as daai rockgitare bykom, weet, dit gaan 'n befokte tune wees. Les, sy ons het vir jou aangesteek. Dit gaan befok wees. Julle, wat is die woord vir die oom? Befok. Befok. Dis die vloek, ek gaan befok trademark. Jy het my nou gevra wat's my handelsmerk. My handelsmerk gaan befok wees. Daai het julle dit. Nou, Joel, by hierdie geleentheid, het jy enige iets wat jy wil bemark? Nie soveel bemark as obviously nou die musiekpage en die musiek wat gaan uitkom nie. Maar ek wil graag ook baie dankie sê aan twee maatskappye. Ons glad nie gesponsor nie, maar hulle het wel al op verskeie opportunities vir my goeders aangestuur om te review of om te proe. Eerstens is Slayer Energy. Ek wil bitter graag baie dankie sê vir hulle vir koeldranke wat hulle stuur, of t-shirts of stickers, simpel goeders, maar dit beteken regtig die wêreld. En dan onlangs 'n nuwe maatskappy wat vir my goeders gestuur het, was 'n T-hemp en 'n hoed wat ek nou ongelukkig nie vanaand dra nie. Maar die maatskappy se naam is Fok Dit. Ek het hulle spesifiek genader om 'n hemp te hê vir die musiekvideo van 22. So ek wil ook net graag bitter baie dankie sê aan Fok Dit, en ek wil julle almal graag aanraai, gaan kry vir julle 'n Fok Dit wiki of 'n Fok Dit hempie. Niemand van ons hoef in te pas nie. Ons almal is uniek, ons almal staan uit, ons almal is uniek. Fok Dit. Daar's hy boys. Goed gesê.
Nou julle by hierdie geleentheid, Charles, wil ek vir jou sê baie dankie dat jy vanaand ons gas was op episode 18. Dit was 'n groot voorreg om jou deel te kon gehad het. Julle Baie dankie. gaan follow asseblief vir Charles as julle nog nie doen nie. Gaan like en comment op sy musiek. Ek beloof julle is die moeite werd om te gaan luister. Baie dankie Charles. Tot ons weer saam kuier. Tot ons weer saam kuier. Baie dankie. Sien jou daaraan. Bye. Sien vir julle. Bye. Julle by hierdie geleentheid gaan ek dan vir julle wys vir die volgende week se gas is. En ons gas vir volgende week is Ricardo Mulder. Julle wil dit nie misloop nie. Ons kyk uit om julle daar te sien. Julle onthou, die lekkerste skommel, blye melkskommel. Van my kant af, jou favourite melkskommel. Wil ek aan elke kyker baie dankie sê, aan al my moderators baie dankie, en Charles musiek weer eens 'n groot dankie aan jou. Baie dankie julle, tot volgende maandag toe. Bye julle, onthou om te gaan stem. Dis die einde van die podcast en show. Ons hoop en glo dat jy daarvan hou. Moenie volgende week misloop nie, want ons sien jou gou.